Adam was baie bevoorreg om in die pragtige tuin van Eden te kon bly en om soveel diere as sy vriende te kon hê. Nadat hy vir die diere name gegee het, het hy gesien dat elkeen sy eie maat gehad het wat perfek by hom en haar gepas het. Maar arme Adam het geen maat gehad nie. Hy was alleen. Adam kon baie duidelik sien dat hy anders was as die diere en veral ook anders as die ape. Anders kon hy mos maar net een van hulle as sy maat gekies het. Is dit nie vreemd toe mense vandag so desperaat na ooreenkomste tussen mense en ape soek nie? God het geweet dat Adam alleen was en dat hy ook 'n maat nodig sou hê. Maar miskien, net miskien, wou God gehad het dat Adam self moes sien dat daar geen maat vir hom onder die diere en veral nie onder die ape was nie, omdat hy heeltemal van al die diere verskil.